Weet dit raak moeilik om nie te praat oor Cyril Ramaphosa nie, want elke dag maak hy iemand kwaad en is gewoonlik maar ek. Nou op die 15de Augustus het hy ons nou daai toespraak van hom gedoen by die National Convention, wat ons nou kick-off is vir die National Dialogue by UNISA. En nou, hier is een van die dinge wat my verskriklik grief oor hierdie ding. Hy het daar division, skeiding tussen mense ingewikkel weer. En nie eers met moeite nie, hy het dit soms so tussen 'n klomp ander vrae ingegooi, en hy het dit gevra, wat eintlik vrae is, wat hy nie die reg het om te vra nie. Want as ons vra, dis ons wat citizens van die land is, se vrae, wat hy aan ons teruggooi. En hy probeer vir hom laat lyk as die hero van die land, waar hy sommer inkom weer en hy haal sy Section 83 snert en al 'n krap en hare uit, en hy wil homself laat lyk as die held, die unifier. Want hy praat van inclusivity ensovoorts, want onthou inclusivity is net deur die spectacles van die ANC, gedryf deur BEE, want sodra BEE ter sprake kom, dan is daar geen inclusivity nie. Inclusivity bestaan nie. Want inclusivity excludes certain minorities. Maar hulle sal dit natuurlik ons nou nooit herken nie, want dit lyk nie mooi op die internasionale arena nie. Maar nou kom ons by hierdie nasionale dialoog en nou vra hy 3 spesifieke vrae daar wat ontwerp ons om eintlik nou maar division te skep. Kom ek verduidelik. Die eerste vraag uit hierdie groep, want hy het 'n klomp ander vrae gevra. Elke vraag het nou maar sy meriete, en ek wil nie dit diskrediteer of so nie, maar ek gaan konsentreer op hierdie 3 spesifieke vrae, omdat ek glo, hulle baie mooi deur die skrywer van sy speeches, Jesak, hy het 'n Shakespearean skrywer daar, wat poetry en motion daar aan die gang het met sy speeches oor, Jesak, ek weet ek het 'n ou gehad of my sulke nice speeches skryf. Maar in 'n geval, so daai eerste vraag, wat hy nou gevra het, en ek gaan dit nou maar in Engels moet sê, want dis hoe hy dit gestel het, en ek weet nie hoe om al hierdie slim woorde in Afrikaans te stel nie. Hy het gesê, why is it that there are some citizens in South Africa that live in abject poverty while others live lives of opulence? Dis nou pretty much wat hy gesê het. Basies kom dit daarom neer, as hy vra die vraag, hoe is dit dat daar in Suid-Afrika nog soveel arm mense is, terwyl ander mense skatryk is en daarbo lewe? Ja, ek wil self daai vraag vra, want ek lewe ook al van 2007 af, wat ek werkloos is. Ek het daai selfde probleem. Ek is werkloos. Maar is ek daaronder? Nee. So moet ek vir myself geleenthede gaan soek het. Ek het geleenthede geskep ensovoorts. Dankie aan my ouers, wat vir my geleer het, my ma veral, was verantwoordelik daarvoor dat sy vir my geleer het, jy gee nooit op nie. Ek het al baie failures ondervind in my lewe, en ek het geleer om op te staan, en aan te gaan. En dit kom nou by vraag nommer 2, wat Cyril, ek wil nie sukkel nie, gevra het, Cyril Ramaphosa vra. Hoekom is dit, why is it that white children still have more opportunity than black children? Miskien gaan dit oor 'n bietjie oor hy opulence. Geld kan een faktor wees, maar die ander faktor is education, middle class. Creating a bigger middle class creates an opportunity for education. Moeilik om te verduidelik. Nou, die eenvoudigheid daarvan is, julle wat die regering is, het nog steeds nie die skole reggemaak nie. In apartheidsera is daar baie skole gebou. Skole is gebou en gebou en gebou, en waar is baie skole afgebrand. En dan is daar weer skole gebou. Die regering het die hele tyd skole gebou. Wat kom doen die ANC? Ons vat net skole weg van minderheidsgroepe, ons vat Afrikaans weg, en ons gee vir ander mense die skole, in Engels of whatever, en dan moet die mense van daai klein dorpies, deur aan die ander kant, kom na hierdie skole toe. En dan gaan werk 'n bietjie uit. Suid-Afrika het net 20%
kom ons sê om en by 20% van die skole, publieke skole, praat nie van privaat skole, publieke skole, wat die vermoë het om 'n matrikulant suksesvol deur die proses te kry. Well educated. Well, decently educated. Wat van die res? 80% van die publieke skole het nie die korrekte vermoë, al die tools wat hulle nodig het. En ek praat nou van onderwysers, leermateriale, skoolgeboue, alles wat jy nodig het om die proses volledig te kry, om 'n matrikulant suksesvol deur die proses te kry. 80% van die skole het dit nie. Hoekom? Met baie van die skole nie eers by die studente is wat dit nodig het nie. So ja, jy gaan 'n swart klas student hê, wat net nooit daai geleentheid gaan hê nie, want hy kan nie by daai education uitkom nie, want sy skool, sy naaste skool waar hy geleer kan word, in sy klein dorpie waar hy bly, sy village, is 20 km ver. Jy kan nie verwag van 'n kind om 20 km te stap nie. En as daar nie 'n suksesvolle transportmetode is nie, dan hy sit in 'n proses waar hy net nooit gaan uitkom nie. Hy gaan 'n unskilled labourer bly vir die res van sy lewe. Maar die ANC is daarvoor verantwoordelik, want dis wat hulle wil hê. Ek gaan nou verduidelik hoekom. Dan die derde een wat hy gevra het is, why is it that women still earn less money than white people, men? Rarig? Does that actually still happen? Blykbaar is dit so. Daar's mense daar buite wat met my sal verskil, maar weet jy wat die wet sê? As 'n man 'n werk doen en 'n vrou doen presies dieselfde werk, mag hulle nie verskillende salarisse kry nie. Dis in die wet. Wil jy vir my sê, in die regering verskil dit? Swart minister, nie swart minister nie. 'n mansminister en 'n vroueminister wat presies dieselfde werk doen. Kry hulle verskillende salarisse? Meneer die president, sê jy vir my? En as hulle dieselfde salarisse kry, waaroor praat jy hier? As ons wetstelsel dit dan vereis, wie keer enige persoon om nie te gaan na die CCMA toe en te sê, weet wat, hierdie man verdien meer as ek as 'n vrou en ons doen presies dieselfde werk. Dis 'n wetlike proses. Maar hier wil ek nou 'n stelling maak. Hierdie 3 spesifieke vrae wat ingegooi is tussen 'n klomp ander vrae wat ek nie eers wil noem nie, want dis 'n klomp ander goeters wat sosio-ekonomiek en dis 'n ander sake. Maar hierdie 3 goed is geskep. Dis vrae wat eintlik stellings ook is, wat division tussen mense skep. 3-dimensionele division. Skus, die Engelsman in my neem nou weer oor, en my brein wil nie in Afrikaans hierdie goed vertaal nie, ek sukkel met die Afrikaanse woorde alweer. En die mense wat nie weet nie, ja, ek is eintlik 'n Engelsman, so my brein sukkel partykeer met die Afrikaanse woorde. So, hierdie is 'n 3-dimensionele division wat hulle nou geskep het. Hoekom sê ek so? Want jy skep die skatryk mense divided from the poor people. Die wit mense geskei van die swart mense. En die mans geskei van die vroue. En hoekom wil hulle dit doen? Hoekom wil Ramaphosa en die ANC en die ou wat hierdie speech van hom so mooi geskryf het, hoekom wil hulle division skep? Because in division het jy 'n bubbel van mense wat jy loyalty kan skep. Jy kan 'n protagonist daar uithaal en sê, en daai protagonist is Ramaphosa, of hy wil homself so voorstel. Hy is mos nou hierdie ou wat op die verhoog staan en maak asof hy nie die plot van hierdie storie ken, maar dis by design. Hulle het dit so ontwerp. Hulle wil 'n loyal groep mense hê, nie 'n educated groep mense nie. Hoekom wil hulle nie educated mense hê nie? Hoekom wil hulle nie educated supporters of voters hê nie? Want educated voters sal nie stem vir die ANC nie. Simple as that. Why? Want gaan dink vir jouself, jy wat 'n educated persoon is, sal jy vir die ANC stem? Nee, want jy is slim genoeg om te dink. Hierdie klomp gemors, die failures oor 30 jaar, hierdie service delivery failure, al hierdie probleme in hierdie land, word veroorsaak deur die ANC. Unemployment,
ANC probleem, omdat die ANC nie werk kan skep nie, maar hulle skep ook nie werkgeleenthede deur besighede in te bring in die land in en hulle te help groei sodat hulle meer werk kan skep vir die mense nie. Want hulle BEE policies en alle ander regulasies maak dit onmoontlik vir 'n besigheid van 'n ander land om in te kom en te investeer in Suid-Afrika en te groei. Die plekke vat hulle grond en uit die land uit. Daar's Marian Roberts nou 120 jaar uit die land uit. Goodyear Tires, toegemaak. 900 mense, nog 900 mense hulle werk verloor. Ons staalindustrie, al hierdie besighede word toegemaak as gevolg van probleme wat veroorsaak is deur die ANC. Waaronder ons railnetwerk, Transnet. Transnet word vernietig. Wat outomaties die vervoer van kool, steenkool, na staalindustrie, staal ensovoorts, al hoe duurder maak, want enigiets wat jy op die pad moet transport, gaan baie duurder wees as enigiets wat jy op 'n railtransport gaan vat. So, education is key. So hulle wil dom mense daar hou. Want wat is die lekker ding van dom mense? You can generate loyalty from them by feeding them sandwiches en lekker lunches en biltong van Woolies ensovoorts. En hier kom ons nou weer terug na die National Dialogue. Want die National Dialogue is ontwerp lank terug. Hoekom sê ek so? Gaan kyk 'n bietjie op die breakaway sessions ensovoorts wat deur die National Dialogue geoffer word in hulle programme ensovoorts. En dan sê jy vir my hulle dit alles gedoen in 'n paar weke. My goeie genade. Geen intelligente mens sal vir my sê dat hierdie hele ding is beplan in 'n paar weke nie. Absoluut snert. Hierdie ding is lankal beplan. En mooi beplan om 'n spesifieke groep mense daar te hou en aan hulle te dikteer wat gedoen en gesê gaan word in die toekoms. Die National Dialogue het boggerrol te doen met engagement. Wie is die eerste mense wat onttrek het? Die intellectuals. Kyk dan die mense wat almal onttrek het, die groepe, die legacy groepe ensovoorts. Legacy organizations. En wie het agtergebly? 'n Paar celebrities. Daar celebrities, want what's the nice thing about celebrities? It pulls the loyalists. Die mense wat, hey, ek's 'n groepie, ek wil daar wees, want ek wil in die groep manne wees, want ek's 'n fan van hierdie ou ensovoorts, want jy wil daar wees, want jy's dom. Truth be told, né? Nou sit jy met 'n klomp mense wat daar opeindig, wat nie regtig die intelligensie het om te verstaan wat dit is wat hulle daar moet doen en vir die regering sê nie. Want onthou, jou minder intelligente, jou uneducated mense luister wat vir hulle gesê word om te doen. Hulle sê, Jannie, skryf so, okay. Jannie, skryf, okay. Sunny, jy moet ook nou saam skryf, okay. En dis die proses wat hulle wil hê. En enige dialoog wat hulle terugkry, gaan op post-it notes geskryf word en dit gaan op 'n pak papier wat net so hoog staan op Ramaphosa se lesenaar miskien opeindig en net soveel stof soos die Zondo-kommissie rapport bymekaar maak. Want hy gaan nooit daarna kyk nie, hy stel nie daarin belang nie. Want die hele National Dialogue is 'n PR exercise vir die ANC. Hulle is daarom vir die klomp mense te brainwash met 'n klomp idees en goed wat hulle gaan voorstel in hulle breakout sessions met slim mense wat gekies is om die goed te present. Baie slim. Hulle het mense gekies wat uit die facilitation mark uitkom, wat die ANC vriendelik is. Gaan kyk 'n bietjie mooi na al hierdie mense. Almal mense wat die ANC vriendelik is. En die ANC se retoriek en die ethos, die hele idees ensovoorts van die ANC aan die mense gaan bekendstel en nog loyal partners vir die ANC, want die ideologie van die ANC aan die mense gaan oortuig. Om te sê maar, kom ons gee 'n voorstel, dan gaan dan die mense nou sê, kyk, wat is die probleem? En sê, ja nee, ons het hierdie probleem met hierdie soorlyne en so aan. Ja, maar die ANC kan dit vir jou oplos. Dit
is wat hulle vir die mense gaan gee. Dink 'n bietjie daaroor. So ja, julle mense, julle president het gepraat. Ja, jou president. En julle mense wat vir my kom sê, ja maar ek het nie vir hom gestem nie, hy is nie my president nie. Ek het nuus vir jou. Wys jy vir my jou soewereiniteit. As jy nie gestem het nie, en jy het besluit, ek gaan nie deelneem aan hierdie politieke proses nie, ek neem nie deel in politiek nie, ek staan terug. Politiek en ek het niks met mekaar te doen nie, want ons gaan nooit wen by die stembus, amper sê ek posbus. Ek gaan nooit stem by die stembus nie, want ons kan nie wen nie, ensovoorts. Wys my jou soewereiniteit. Wys my wat se reg het jy, wat bo die wette van hierdie land strek. Wat hierdie president, Cyril Ramaphosa, nie jou president maak nie. Wys my 'n internasionale wet, wat dit sê. As jy soewereiniteit soek, moet jy deelneem aan hierdie land se politieke proses. Met die klein hoeveelheid mense wat hierdie laaste stem in 2024 gestem het, as jy gestem het, as al hierdie ander mense net almal gestem het vir die DA as 'n voorbeeld, dan het DA letterlik die meerderheid gewen en die ANC uit die land uitgeskop. Dan het ons gesit met 'n vyand wat makliker is om teen te beklei as die vyand wat ons tans het, 'n GNU. Ek beklei eerder teen die DA as ek beklei teen die ANC. Eenvoudig soos dit. En dis wat mense nie in hulle koppe kan kry nie. Want ongelukkig het ons intellectuals, die slim mense, die slimste van die slim mense, is almal oorsee. Hulle is in ander lande. Ons het 36,000 miljonêers in die laaste 10 jaar verloor in ander lande toe. En wie bly agter? Sê jy vir my wie bly agter? Mense wat nie miljonêers is nie. Ja, ek is nou maar een van hulle. Ek is nie 'n miljonêr nie. Maar ek bly werk vir myself. Ek hou nie op nie. Ek wil hier bly. Ek wil hierdie land se probleme oplos. Maar mense moet begin saam staan en saam werk aan 'n oplossing. Hierdie mense wat sê, ek stel nie belang in die politiek nie, ek gaan nie stem nie. Julle is deel van die probleem. So, wat jou opinie oor die nasionale dialoog? Dink julle daar's iets wat jy graag sou wou sê as jy in daai vertrek was? Weet jy hoe om in daai vertrek te kom? Weet jy om daar te kom, om jou sê te sê, jou gemeenskap, jou groepie mense bymekaar te bring en daar, nee, jy weet nie, want jy stel nie belang nie. Maar dit is waar die belangrike ding inkom. Mense moet begin praat hieroor, want as ons nie praat nie, gaan niemand weet nie. Ek wil vir jou 'n baie eenvoudige voorbeeld gee van hoe belangrik dit is om mense te laat weet van probleme en te praat oor goed. Ons praat van bewusmaking. Ek was so 'n paar weke gelede in die kerk en ek doen video's vir die kerk en ek stel my toerusting na voor op en dan sit ek my kameras oor my skouers want ek gaan nou uitstap want ek gaan so 'n paar foto's neem buite en toe ek so in die kerk se middelgangetjie opstap, sien ek daar's 'n klein akedus wat daar in die middel van die vloer lê. Maar die arme ding is nie dood nie, maar hy beweeg so stadig want dit is yskoud. En in die klankbooth is daar 'n jong mannetjie en ek sê vir hom, kyk hierdie akedus. En pa en seun sit daar. Kyk die arme akedus, hy kan nie beweeg en so aan nie. En spring hierdie mannetjie op. En hy kom haal die akedus. Tel hom mooi versigtig op en ek sê, vat hom maar buite en gaan sit hom iewers lekker in die son waar hy nou lekker kan voortgaan met sy lewe. Dit is waar bewusmaking iemand wat aksie kan neem, laat optree, die akedus kom optel, uitvat en in vrede gaan verder lewe. Dit is hoekom bewusmaking ook 'n belangrike deel is van die aksieproses. Anyways, julle, wat dink jy van die nasionale dialoog? Ondersteun jy die nasionale dialoog? Laat my weet.